begin hierdie nuwe jaar met 'n kort reeks saam met God die toekoms in, en daar is 3 temas vir hierdie reeksie. Die eerste ene van vandag, God is my skuilplek, volgende week God is my krag, en dan die week daarna God is my verwagting. En ons gaan saam lees vandag uit 1 Konings hoofstuk 19 en dan ook uit Psalm 46. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons so bevoorreg is om op 'n Sondag hier te kan sit met die wete God is hier teenwoordig. U is teenwoordig hier waar 2 of 3 in die naam vergader. U is teenwoordig in ons lewens deur die Heilige Gees wat in ons woon. En Here, wanneer 'n nuwe jaar voor ons oop lê, wil ons bid en vra dat U elke tree saam met ons hierdie jaar sal stap. Dat hy ons aan die hand sal neem en op die pad sal lei met goddelike wysheid. Maar ons wil ook bid en vra, Here, verlos ons van die bose. Bewaar ons van die Satan en sy bose magte vir ons as gemeente, vir elke lidmaat, sodat ons die jaar kan instap in die krag van die Heilige Gees. Help ons ook vanoggend om U woord ter harte te neem. Mag U woord ons vanoggend ook versterk en bemoedig, sodat ons sal weet, ons is nie alleen nie. Want ons bid dit in die naam van Jesus die Here. Amen. Ons tema vanoggend, God is my skuilplek. Ons staan alweer hier, kan jy dit glo? Aan die begin van nog 'n nuwe jaar. Nou vir baie mense is dit 'n jaar van hoop en verwagting oor dinge wat voor lê. Maar vir baie ander mense is dit ongelukkig baie keer 'n jaar van vrees, onsekerheid en moedeloosheid. En as jy dalk nog aan een van hierdie mense is wat hierso sit en met 'n swaar hart kyk na die jaar wat voor lê, wat eerder ergens wil gaan opkrul en in 'n hoekie wegkruip met die hoop dat hierdie jaar net ongesiens by jou sal verbygaan, wil God jou vanoggend nooi om by hom te kom skuilings soek. God wil jou nooi om by hom te kom skuil teen die aanslae van hierdie lewe. Want God is ons veilige skuilplek. Ons is nie baie bekend met die begrip 'n safe room nie. Dit is wanneer mense 'n kamer in hulle huis inrig wat koelvas is en wat slotte en goeders aan die deur het waar misdadigers nie kan inkom nie. So wanneer hulle beleef dat hulle huis betrek word deur misdadigers of 'n aanval is, dan skarrel hulle na hierdie kamer toe en agter slot en grendel weet hulle is veilig. Niks en niemand kan hulle in daardie kamer bykom nie. Dis koelvas en geen vyand kan dit oopbreek nie. Daar is jy veilig. En dit is hoe God vir ons is, net nog meer. Psalm 46 vers 2 tot 3 sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood en daarom is ons nie bang nie. En dis iets wat Elia ook in sy lewe moes geleer het. En sy verhaal kom maar net so nou al my en jou verhaal gewees het. En daar is 4 dinge wat ons vanoggend uit hierdie verhaal gaan leer. Die eerste is op moedverlose vlakte. Kyk, Elia het hierdie geweldige geestelike oorwinning beleef in Konings 18, toe God die vuur in die hemel gestuur het en die altaar by die offerande offerteer het. En daarna is al die Baalprofete doodgemaak en God se mag is op daardie punt geopenbaar. En die volk was so onder die indruk van God se mag dat hulle op hulle knieë geval het en uitgeroep het, die Here is God. Nie Baal nie, die Here is God. En dan nog net 'n hoofstuk verder. Lees ons dat Elia vlug vir sy lewe uit vrees vir die wraak van Isebel. Vers 1 tot 2. Hy vlug tot by Berseba. En daarvandaan
vat hy die pad tot by Horeb. Horeb is die berggedeelte waar Sinai is, waar Moses die brandende doringbos tegengekom het en waar God vir Moses geroep het met sy roeping. Dis die berg waar Moses die 10 gebooie ontvang het. En dan kom Elia daar en vreesbevange gaan kruip hy in 'n grot weg. Hy is platgeslaan, hy wil nie meer lewe nie. Hy sê, dit is nou genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Sy toekoms lyk vir hom totaal en al donker. Daar is hom geen bestaansmoontlikhede oor met die Sebel wat op sy spoor is nie. Dis net hier waar hy sê, Here, ek gooi handdoek in. En as jy alself ergens op moedverloorse vlakte gesit het, dan weet jy presies waarvan Elia praat. Weet jy presies hoe hy op hierdie stadium gevoel het. En miskien voel jy volgens so aan die begin van 'n nuwe jaar, dalk weet jy wat, ek kon net sowel in Elia se skoene gewees het. Moedeloos en moeg voor die jaar nog begin het. Verward en onseker oor wat die toekoms inhou, want dit lyk eenvoudig net donker en sonder enige hoop, en die vrees vir die jaar wat voor lê. Hoe gaan ek al die uitdagings wat hierdie jaar oor my pad kom, hoe de vet gaan ek dit kan hanteer? Ek is moeg voor ek begin het. En ek voel dalk nie opgewasse vir dit wat alles oor my pad kan, en mag kom ek wil liewste gaan wegkryp van, ek sit in 'n situasie dalk met 'n egskeiding of dood van 'n geliefde, of 'n werksituasie, of 'n eksamenuitslaag, en ek voel eenvoudig dat ek 'n mislukking is. Ek voel dalk dat alles wat ek in die lewe al oor gedroom het en doelwitte wat ek myself gestel het, dat ek nie een van dit kon bereik nie, en Here, op hierdie punt, ek gee op. Opgee nog voordat jy die jaar begin het. Dan sit jy met hierdie hartseer en eensaamheid wat jy oorweldig. Jy voel dat jy alleen oorgebly het tussen 'n groot groep mense, eensaam omdat geliefde dood is en jy eensaam oorgebly het, en dat jy begin dink en voel, maar weet jy wat, my lewe is eintlik waardeloos, eintlik betekenisloos. Daar's geen sin vir die lewe nie. Waarvoor is ek nog hier? Presies wat Elia gevoel het. Want die toekoms lê letterlik soos 'n berg voor jou. Jy het nie die moed en die krag om eers te begin om ergens hierdie berg te bestyg nie, of aan te durf nie, want dis net te oorweldigend wat voor jou lê. Maar dit moet ek nou vanoggend vir jou sê. Maar moedeloosheid en vrees en gevoel van mislukking is nie omdat jy swak geloof het, of omdat jy te min geloof het nie. Dit beteken doodgewoon dat jy eg mens is. Soos Elia, wat 'n profeet van God is, 'n dominee is, en in dieselfde situasie hom bevind. So al wat hierdie gedeelte van jou vanoggend wil sê is, welcome to the club, om eg mens te wees in sulke situasies. Op moedverloorse vlakte. Maar gelukkig eindig die verhaal nie daar nie. Tweede punt, wat maak jy hier? Want terwyl Elia daar in die grot sit en homself jammer, kom God na Elia en hy vra vir Elia, wat maak jy hier? Hoekom is jy op hierdie plek in jou lewe? Het jy dan nie in die verlede en net nou die dag nog gesien wie ek is en waartoe ek in staat is nie? En probeer jy nou op jou eie sonder my die lewe hanteer? Vlug jy in vrees oor die toekoms, oor dit wat vir jou dalk wag, en jy vergeet, daar is die God, die Almagtige, wat saam met jou staan. Jy het so vinnig vergeet.
Maar God kom nie eintlik om vir Elia te verwyd nie. Hy raas nie met hom en kry hom voor stok nie. Hy is eintlik soos 'n pa wat langs 'n kind kom sit wat ergens in die donker wegkruip en sy arme om hom kom sit. En vra, hoekom sit jy hier? Wat is fout? Wat het verkeerd geloop in jou lewe? En as dit is waar jy jouself dalk hier aan die begin van die jaar bevind, kom God en hy vra dieselfde vraag vir jou. Wat maak jy hier? Hoekom bevind jy jouself op hierdie punt in jou lewe? Weet jy dan nie? En het jy nie gehoor, God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming, sê Psalm 46 vers 2. En hy was nog altyd bereid om te help in nood, of soos die boodskapvertaling sê, as hulp in benoudhede, nee, dis die 53 vertaling, as hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Eintlik is die 53 vertaling 'n baie meer letterlike vertaling. In hoë mate is God, as hulp in benoudhede, is God in 'n hoë mate beproef. Nou die woordjie in Hebreëus vir daai beproef is bevind. Dit beteken, dit is deurlopend so bevind. Daar is bevind of ervaar dat God dikwels in die verlede al in 'n hoë mate op die proef gestel is om te help, en dat hy telke male met vleiende vaandels geslaag het. Gaan kyk maar na die geskiedenis, gaan kyk maar na God se track record. Hy telke male, wanneer daar nood was en in hulp geroep is, was hy daar om te help. In hoë mate is hy beproef op die proef gestel. En telke male was hy daar. En daarom, hoekom sal God vir jou en vir my nou ergens val of in die steek laat? Daarom sê Psalm 46, hy sê, daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al truis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Hy sê, al lyk dit asof die hele wêreld rondom jou in duie stort. Daarom sal ek nie bang wees nie, want ek reken op God se track record. Ek reken daarop dat God my beskerming is. Elia in sy omstandighede gaan kruip weg in 'n grot. God sê, moenie in die grot wegkruip nie. Kom kruip by my weg, want ek is jou skuilplek en jou beskerming. En soos jy gesien het in Psalm 46, word dit 3 keer herhaal, sodat dit by jou kan insink en dat jy kan hoor wat God sê, nie die ander nie, ander dinge nie, ek is jou beskerming. En daarom die derde punt, kom uit jou grot, hier is God. Dis die wonder altyd van God, nee, dat God 'n mens nie op jou eie los nie. God weet presies wat in jou lewe aangaan. Hy weet wat in jou hart en in jou gedagtes aangaan, soos wat hy geweet het presies wat in Elia se lewe aangaan. En hy los nie vir Elia met sy gevoel van mislukking en waardeloosheid nie. Hy kom en hy openbaar hom aan Elia, 1 Konings 19 vanaf vers 11. Staan, die Here sê toe vir Elia, kom uit hierdie grot uit, en gaan staan op die berg voor my die Here. Ek wil verbygaan. Kom uit, gaan staan op die berg voor my die Here. Ek wil verbygaan. Kom uit jou gevoel van mislukking en vrees en kyk wie en wat ek is, sê God vir Elia. So hoe lyk die God wat vir Elia in die diepte donkerte van sy ellende kom ontmoet? Terwyl Elia daar staan,
kom daar 'n geweldige sterk wind wat die bergstukke druk en die rotse voor die Here breek. En ek dink Elia het sekerlik gedink, "Sjoe, dis presies wat ek nodig het, die krag van God se Gees wat soos 'n wind deur my lewe moet waai." Maar in die wind was die Here nie. En toe kom daar 'n aardbewing, soos net toe God aan sy volk by Sinaï verskyn het, wat die hele aarde geruk het, en miskien het Elia gehoop en gedink dat God so die aarde sal laat bewe en skud, dat sy vervolgers, Isebel en haar kraal, dat hulle op die ouend van skrik aan die bewe sal gaan en op die vlug slaan. Maar in die aardbewing was die Here ook nie. En toe kom daar 'n vuur wat alles voor hom verteer en Elia het sekerlik gehoop dat God se vuur sy vyande sal verteer, soos wat die Baal-profete verteer is en soos wat Sodom en Gomorra verteer is, en dat die Here hierdie vuur sal gebruik om al sy probleme op te los. Maar in die vuur was die Here ook nie. Dit was eers in die fluistering van die windstilte dat Elia iets van God se teenwoordigheid aangevoel het. Nie in die opspraakwekkende, die ontzagwekkende, die vreesaanjaende dinge nie, maar in hierdie ligte aanbriesie, die stilte daarvan, het Elia God se teenwoordigheid beleef. Want God is nie net teenwoordig as dinge op 'n dramatiese, wonderwerkende manier regkom nie, maar God is ook in die stilte van sy beskerming en sy teenwoordigheid met jou in jou omstandighede. Daarom sê Jesaja 30 vers 15, wanneer die koning van Juda gaan hulp soek by Egipte in plaas van by God, dan sê hy vir hulle, julle krag lê in stil wees en vertroue hê. Julle krag lê nie in Egipte nie. Julle krag lê in stil wees en vertroue in julle God, die Almagtige. En sê Jesaja 40 vers 31, die wat op die Here wag, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Elia se probleem was nie dat God nie genoeg mag gehad het nie, dat daar gebrek aan God se mag was nie. Elia se probleem was 'n gebrek aan innerlike hoop en perspektief op wie God regtig is. Daarom die vierde punt. Draai om in jou spore. Kan julle sien wat is besig om hier te gebeur met Elia? Dat God kom en dat wanneer jou omstandighede lyk asof dit jou oorweldig en dit lyk of jy gaan ondergaan, dan kom God en hy begin by jou. Hy werk eers aan jou en aan jou hart, voordat hy aan die wêreld rondom jou begin verander. Hy begin by jou en my. God verander nie dadelik Elia se omstandighede. Hy begin Elia te verander deur sy perspektief te verander. Vers 15, die Here sê vir hom, draai in jou spore om. Elia, jy wat op die vlug is weg van jou omstandighede. Jy wat hardloop omdat jy bang is vir Isebel. Stop. Draai in jou spore om. Draai in jou spore om. Want weet julle, moedeloosheid laat jy glo dat jy alleen is. Moedeloosheid laat jy glo dat daar geen sin in die lewe en betekenis is nie, maar God kom en hy herinner jou gedurig daaraan, jy is nie alleen nie. Hy sê vir Elia, daar's nog 7000 ander wat nie die knie voor Baal gebuig het nie. Jy is nie alleen in hierdie omstandighede nie. En hy sê vir Elia, jou roeping is ook nog nie verby nie. Draai om in jou spore, gaan doen die werk waarvoor ek jou geroep het.
Jou lewe het nog steeds sin en betekenis. Jy staan in my diens, sê God, jy is 'n geroepene. Want een ding wat jy moet besef, die Satan is daarop uit om jou af te breek en moedeloos te maak en te laat voel dat jy 'n mislukking is. Hy doen dit want dan is jy nie meer bruikbaar in God se koninkryk nie. Dan kan jy nie meer jou roeping uitleef nie en dis presies wat hy wil hê moet gebeur. En daarom oorweldig hy jou baie keer met hierdie leuns van dat jy geen sin in die lewe het nie, dat jy mislukking is, dat jy nie bruikbaar is nie. Roeping. Miskien sê jy vanoggend vir my, wat se roeping het ek nog oor? Waarvoor roep God my? Ek bedoel, ek voel nie of ek enigstens iets vir iemand beteken nie. Kom ek nou vir jou paar goeders oor jou roeping, soos wat God na jou kyk en waarmee God jou roep. Eerstens jou gebede. Jy sê hier in 1 Konings 18 vertel dit van dat Elia het gebid dat daar 3 jaar se droogte moet wees en hierdie onder ons met die Baalprofete was die eindpunt, die kulminasiepunt van daai 3 jaar se droogte en daarna sê hy vir Agab, jy beter gou huis toe gaan want die reën gaan jou inhaal. En dis waar Jakobus 5:16 tot 17 verwys as sê, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Dit het 'n kragtige uitwerking op jou kinders. Dit het 'n kragtige uitwerking op jou kleinkinders. Dit het 'n kragtige uitwerking op ons gemeente. Dit het 'n kragtige uitwerking op ons land. Die Here roep vir jou. Hy roep vir jou, vir my, om met gebed in te tree. Vir jou kinders, jou kleinkinders, vir ons gemeente, vir hierdie land, vir hierdie wêreld. Dis waarmee God jou roep. Maar nog meer. Jou roeping is om ook deur jou getuienis wat jou voorbeeld stel, om daardeur mense tot ander insigte te bring en nader te trek aan die Here. Petrus praat daarvan in 1 Petrus 2:12 wat hy sê, gedra julle goed onder die heidene, sodat hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Hy sê, jou voorbeeld van toewyding en getrouheid aan God moet so indruk maak op ander mense, dat hulle op die ouend wil sê, ek wil daardie God erken wat jy aanbid, sodat die dag wanneer Jesus weer kom, dat hulle vir God sal dank dat hulle baie met jou gekruis het. Dis die roeping waarmee God vir my en jou roep, om 'n lewe te lewe, 'n heilige lewe, dat aantreklik is vir mense rondom ons, om ons te volg, soos wat ons vir God volg. Wat 'n roeping? Om ander te bemoedig wanneer God jou deur 'n krisis gedra het met dieselfde bemoediging waarmee God jou bemoedig het. 2 Korintiërs 1:4. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. In elke moeilikheid het hy ons gehelp. Jou getuienis, wanneer jy deur hierdie donker dieptes gegaan het, deur die krisis gegaan het, God jou opgetel het en gedra het, jou getuienis sal soveel van mense rondom jou beteken, wat deur dieselfde ding gaan, en miskien het God jou juist daardeur laat gaan, sodat jy vir ander kan help, wat ook daardeur gaan. En natuurlik jou diensbaarheid en jou gawes. 1 Petrus 4:10 sê, God het aan elkeen van julle 'n genadegawe gegee. Met hierdie gawes moet julle mekaar dien, sodat God se ryk genade deur julle na mekaar toe kan vloei. Hy sê, God het aan jou besonderse gawes gegee, sodat God se genade deur jou as sy kanaal na ander mense kan vloei rondom jou. Daai gawes is nie vir jou nie, dit is bedoel om gebruik te word vir mense rondom jou, sodat hulle daardeur kan groei. Ons het mekaar nodig om te kan groei, ons het ook vir jou nodig, om as mens, as gelowige te groei, met jou insette, maar ons het ook jou as gelowige, as lidmaat nodig, sodat die gemeente
kan groei. Wat soort dinge het jy? Baie. Jy's nog nie aan die einde van jou lewe nie. God het nog baie vir jou in gedagte. En juist daarom moet ons bedag wees wanneer die Satan ons laat voel ons is nutteloos en 'n mislukking. Ons moet ons hart en ons gedagtes, ons sinne beskerm teen sy leuns. So skryf Paulus 2 Korintiërs 5 vers 4. Elke gedagte wat deur ons koppe gaan, neem ons gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons dink slegs wat hy wil hê. En die Satan jou begin oorrompel met hierdie leuns. Jy beteken niks nie, jy beteken niks vir enige een nie, jy's nutteloos, waardeloos. Dan moet jy daardie gedagte gevange neem en sê, ek maak dit gehoorsaam aan Christus, wat 'n totale ander perspektief op my lewe en my roeping het. Satan, jy het geen hou vas op my gedagtes nie. Ek dink slegs wat God wil hê ek moet dink. En God praat baie keer op 'n ander manier met ons as wat ons sou verwag. Want wanneer God met sy lewensmoe profeet Elia praat, sê hy nie vir hom, ag Elia, arme Elia, toe maar. Ek verstaan jou omstandigheid, ek verstaan jou depressie. Hier is vir jou 'n lekker aftreepakket, jy kan maar gaan rus. Dis nie wat God vir Elia sê nie. Want dit is sekerlik wat Elia sou behoor. Maar dis nie wat God vir hom sê nie. God sê vir hom eenvoudig, draai uit jou spore om en gaan terug na jou roeping waarmee ek jou geroep het. Jy is nog nie klaar nie. Daarom, as die lewensstorme woedend om jou slaan, en jy vrees om te vergaan, moenie jou grot gaan wegkruip nie. Gaan kruip by God weg. Hy is jou veilige skuilplek. Hy het dit al oor en oor in die verlede bewys. En hy sal jou nie verlaat en jou nie in die steek laat nie. Hou vas aan wat Psalm 46 vers 2 tot 3 sê, boodskapvertaling, en gaan so saam met God die nuwe jaar tegemoet, gaan so saam met God die toekoms in. As ons in ons nood wil vlug, kan ons na God toe vlug. Hy is baie sterk. As ons beskerming soek, sal die Here ons beskerm. As ons in die moeilikheid is, sal hy ons help. Daarom skrik ons vir niks nie. Maar ek afsluit om vir julle 'n tweede lied volgende te speel. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I
Here, ons voel baie keer daardie rukwind en daardie aardbewings en daardie vuur die hemel hê om ons omstandighede te verander. Maar dankie dat U kom in die stilte van 'n ligte windbriesie en vir ons kom toevul met U teenwoordigheid en vir ons kom nooi om by U te kom skuil, op U te vertrou. En ek wil bid, Here, vanoggend vir elkeen wat worstel oor die jaar wat voor lê, wat met hulle self worstel. Here, dat hulle hierdie uitnodiging sal aanneem om by U te kom skuil en iets sal ervaar en beleef van U almag, van U krag, wat groter is as enige berg, wat groter is as enige probleem, wat groter is as enige uitdaging wat voor ons lê, en dat ons krag en vertroue by U sal vind. Dit bid ons vir elke een wat vanoggend luister na hierdie boodskap, maar ons bid dit ook vir ons gemeente, Here, dat ons by U ons toevlug sal vind. Ons bid dit ook vir ons land, Here, dat ons leiers sal omdraai terug na U toe. Ons bid, Here, dat U krag en almag sigbaar sal word in ons lewens, in ons gemeente, in ons land, sodat die knie gebuig sal word en almal sal erken die Here is ons God. Ons bid dit in die naam van Jesus, die Here, aan wie alle mag in hemel en aarde behoort. Amen. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan huis toe ook met sy vrede, want die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.